Ons is by donderdag van die groot lydingsweek. En ons is nou baie naby aan die kruisgebeure self. As ons vandag stil word en dink oor hierdie gedeelte, dan sien ons die Jesus wat weet waarheen hy op pad is. Hy weet wat voor lê. Hy weet wat die uiteinde daarvan gaan wees. Hy weet hy gaan terug na sy Vader toe. En tog, in hierdie oomblikke wat hy het saam met sy disippels, preek hy nie vir hulle nie. Hy raas nie met die wêreld nie. Hy verdoem nie die wêreld nie. In hierdie oomblik van spanning, kies hy nie mag nie, gesag, geweld nie. Hy kies om te dien. In ons teks vandag lees ons van Jesus wat sy disippels se voete was. Dit was amper tyd vir die Paasfees. Jesus het geweet, dit was tyd om weg te gaan van hierdie wêreld en terug te gaan na sy Vader toe. Alles wat Jesus tot daardie dag gedoen het gewys dat hy lief was vir die mense wat aan hom behoort het en wat in die wêreld was. Jesus het tot aan die einde sy liefde aan hulle gewys. Hy het dit heeltemal gewys toe hy aan die kruis gesterf het. Jesus en die disippels was besig om te eet. Die duiwel het toe al klaar vir Judas die plan gegee om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader gesê het, Jesus mag oor alles en almal regeer. Jesus het ook geweet, hy self kom van God en hy gaan weer terug na God toe. Daarom het Jesus opgestaan van die tafel. Hy het sy blou boekleed uitgetrek en hy het 'n doek vasgemaak om sy lyf. Slawe het dit altyd gedoen wanneer hulle mense bedien het. Toe gooi Jesus water in 'n bak. Hy het begin om die disippels se voete te was. Hy het ook hulle voete afgedroog met die doek wat om sy lyf was. Jesus wou Petrus se voete ook was, maar Petrus vra vir hom, Here, wil U my voete was? Jesus het vir Petrus gesê, jy verstaan nie nou wat ek doen nie, maar later sal jy verstaan. Petrus het vir Jesus gesê, U mag nooit my voete was nie. Jesus het vir hom gesê, as ek nie jou voete was nie, dan kan jy nie my disipel wees nie. Simon Petrus sê toe vir Jesus, Here, dan moet U my voete en my hande en my kop was. Jesus het vir hom gesê, wanneer 'n mens klaar gebad het, dan is jou liggaam klaar skoon. Dan is dit net jou voete wat jy moet was. Julle wat hier by my is skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet, Judas sal hom verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe Jesus die disippels se voete klaar gewas het, het hy sy boekleed aangetrek. Hy het weer by die tafel gaan sit en hy het vir die disippels gevra, verstaan julle wat dit beteken dat ek julle voete gewas het? Julle noem my meneer en Here. Dit is reg, want dit is wat ek is. Ek is julle Here en julle meneer, maar ek het julle voete gewas. Daarom moet julle ook mekaar se voete was. Ek is vir julle 'n voorbeeld. Julle moet ook doen wat ek vir julle gedoen het. Ek sê vir julle, dit is seker. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. 'n Boodskapper is ook nie belangriker as die man wat hom gestuur het nie. Julle het nou gehoor wat ek sê. As julle dit doen, dan sal julle gelukkig wees. En dan in vers 34. Ek gee nou vir julle 'n nuwe wet. Julle moet lief wees vir mekaar. Julle het gesien hoe lief ek vir julle is. Daarom moet julle ook so lief wees vir mekaar. As julle lief is vir mekaar, dan sal die mense weet, julle is my disippels. Hierdie teks begin met 'n diep waarheid. Jesus het presies geweet wat voor lê. Hy het geweet dat hy op pad terug is na sy Vader toe. Hy het geweet dat hy alle gesag het, alle mag het. Wat sou hy nie alles met daardie mag en gesag kon doen nie? Maar juis omdat hy dit alles het, doen hy iets totaal anders. Hy staan op, trek sy boekleed uit,
bind 'n doek om sy middel, vat 'n bak met water en kniel by die disippels en was hulle voete. 'n Werk wat eintlik vir die laags geskoolde, die minst belangrikste slaaf bedoel was. Daardie een wat enige iets moes doen. Hy staan van die tafel op en hy doen hierdie werk, die slaaf se werk. Is dit 'n mooi prentjie? Of is dit eintlik iets skokkends? Iets wat nie inpas nie. Iets wat nie pas by die een wat al die mag en gesag het nie. Petrus het dit ook nie verstaan nie. Hy sê, Here, gaan U my voete was? Nee, U gaan nie. En dan sê Jesus vir hom, maar ek moet, Petrus. As ek jou nie dien nie, as ek nie myself gee nie, kan jy ook nie gered word nie. Dit sou Petrus later eers verstaan. Maar op hierdie oomblik maak niks hiervan vir hom sin nie. In hierdie groot lydingsweek is dit nodig dat ons bietjie in die skoene van Petrus gaan staan. Al verstaan ons nie altyd wat dit beteken nie. Al verstaan ons nie altyd wat dit presies is wat die Here van ons wil hê nie. Maar Jesus kom sê vir my en vir jou vandag, voordat ek en jy kan dien, moet ons eers toelaat dat ons bedien word. En dit pas nie lekker in ons prentjie in nie. Voordat ons kan gee, moet ons eers ontvang. Dit vra iets van my en van jou. Dit vra 'n nederigheid. Dit vra dat ek erken, Jesus, ek het U nodig. Dit vra dat ek sal weet, Here, ek kan nie myself skoon was nie. Ek het U hulp nodig. Ek het U so nodig. Maar Jesus stop nie net daar nie. Daar's 'n tweede deel van hierdie boodskap wat ons moet hoor vandag. Hy sê vir hulle, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. Soos ek gedoen het, moet julle ook doen. Hy sê nie, doen jou beste nie. Hy sê nie, doen net wat jy kan nie. Hy sê, volg my voorbeeld en dien soos wat ek julle gedien het. Dis nie net 'n mooi ding om te sê nie, 'n mooi nuwe gedagte nie. Dis 'n nuwe standaard. Doen soos ek gedoen het. Wees lief soos ek lief gehad het. Hoe lyk daardie liefde? Dit lyk soos iemand wat sy boekleed uittrek, 'n handdoek vat, 'n skotteltjie water vat, kniel by die voete van die disippels. Dit lyk soos om vandag ander mense belangriker te stel. Dit lyk soos om tog maar vir daardie ou wat jou so irriteer op die pad 'n gaatjie te maak dat hy voor jou kan inkom. Dit lyk soos om tyd op sy te sit, om tyd te spandeer saam met iemand met wie jy andersins nie noodwendig sou nie. Om te luister na stories, al vat dit van jou tyd. Al vat dit meer as net jou tyd. Al vat dit iets van jou hart. Dit vat iets van jou menswees. Dit kom vra 'n mate van nederigheid. Van hoe kan ek dien? Hoe kan ek jou lewe beter maak? Anders maak? Hoe kan ek vir jou die lewe die moeite werd maak? Hoe kan ek, soos Jesus, kom kniel en kom voete was? Hoe kan ek dien sonder om iets terug te verwag? In die groot lydingsweek leer Jesus vir ons, die pad na die kruis gaan oor deur diens. Nie op ons terme nie altyd dit wat ek wil doen en waarvoor ek kans sien nie, maar dit wat die Here oor my pad laat kom. Kom ons bid vandag saam en ons vra vir die Here om ons te lei op hierdie dienende pad, sodat ons kan dien soos hy gedien het. Here, dankie dat U my eerste lief gehad het. Here, leer my om te ontvang wat U vir my doen.
Here, breek my trots en selfgenoegsaamheid. Here, help my om ander met nederigheid te dien. Here, maak my lewe 'n weerspieëling van U liefde. Mag ander mense U in my raak sien. Ons luister na die lied wat sê, Bless the Lord, my soul. Kom ons bid saam en kom ons gebruik ook hierdie tyd om ons harte voor te berei vir dit wat ons ook môre en Saterdag beleef in ons binnekamer, totdat ons ook met vreugde Sondagfees vier. Amen.